Ons het gister gepraat oor baie mense wat die Heilige Gees ignoreer. En as ons moet eerlik wees, dan het ons gesê dat ons dikwels die Heilige Gees ignoreer. Ek het vir julle vertel dat John Bevere sê, daar's niemand in die kerk van Christus wat meer geïgnoreer word as die Heilige Gees nie. Maar dan sê hy ook, daar's niemand wat meer misverstaan word as die Heilige Gees nie. En dit eenvoudig omdat baie mense aan hom dink as 'n dit, as 'n iets, 'n misterieuse iets, as 'n krag, as 'n force wat werk, in plaas daarvan om aan hom te dink as 'n persoon. Nou, ons het nie vanaand tyd om daarop in te gaan nie, maar ons gaan môre aan kyk hoekom ons kan sê dat hy 'n persoon is. Want hy het die kwaliteite, die eienskappe van persoonlikheid. En ons gaan môre dieper delf daarin, en ek dink dis een van my gunsteling onderwerpe om oor te gesels, is die persoonlikheid, die wese, die karakter van die Heilige Gees. Maar vir vanaand wil ek begin deur te sê, oral in die Bybel sien ons dat daar 'n wonderlike samewerking tussen Vader, Seun en Heilige Gees, die drie persone van die drie eenheid is. En dit begin sommer by die skepingsverhaal al. Die eerste openingswoorde in die Bybel is, in die begin het God. En dis letterlik Bereshit bara Elohim. Elohim is God se naam in meervoudsvorm. En dit sê vir ons dat dit God drie-enig was, wat saam geskep het. En die wonderlike vir my van dit, as ons oor die Heilige Gees praat, is dat alhoewel ons weet, dat al drie aktief betrokke was, by die skepingsverhaal, sien ons dat die een wat eerste by die naam genoem word, wat uitgesonder word, die persoon van die drie, wat uitgesonder word, is die Heilige Gees. Want die Bybel vertel vir ons dat die aarde woes en leeg was, maar dan sê hy, en die Gees van God het op die waters gesweef. En ons dink aan sweef as dat hy doelloos maar net rond beweeg het, soos 'n ballon in die lug. Maar dis allermins wat die Hebreëse woord beteken. Die woord beteken om te broei, om iets te laat gebeur, en om te dink vir my en jou om gelowiges te kon word, het die Heilige Gees ook oor ons gebroei, was hy werksaam oor my en jou. So ons sien dit in die skepingsverhaal, ons sien dit in die skepping van Adam, ons sien dat God sê, kom ons maak die mens, meervoudsvorm, na ons beeld, na ons gelykenis. Met ander woorde, Vader, Seun en Heilige Gees was al drie betrokke daarbey. Interessant dat die Bybel vir ons sê dat God vir Adam gemaak het, die pragtige beeldskone kunswerk van 'n dooie pop. En dan blaas hy sy lewensasem in Adam se neus en hy word 'n lewende siel. En as ons mooi gaan kyk, dan sien ons dat hy sy ruach in sy neus geblaas het. En ruach is die Hebreëse woord vir Heilige Gees. So hy het letterlik sy Heilige Gees binne in Adam ingeblaas. En dit is hoe Adam 'n lewende siel geword het. Ons sien hierdie samewerking by die doop van Jesus, want Jesus was in die water. Die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus gekom. Maar daar was ook 'n stem, die stem van die Vader wat gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Selfs die skrif wat ek en jy voor lief is, wat ons graag lees, wat ons beskou as die woord van God, sien ons dat die woord is in die eerste plek die geopenbaarde wil van die Vader. In die tweede plek is Jesus die woord van God wat vlees geword het. En dan sê Paulus vir ons in 2 Timoteus dat die hele skrif is deur God geïnspireer. En ons het al daaroor gepraat, dit beteken letterlik vertaal, spirit breathed. Dis asof die Heilige Gees gekom het en sy lewensasem geblaas het oor daardie skrif. En daai skrif het meer geword as swart letters op wit papier. Dit het lewend en kragtig geword. Dit het iets geword wat die vermoë het om in my hart 'n verandering te bring. En daarom is die woord van die Here soos die seep van die wasser. As ek die woord van die Here lees, dan bring dit oortuiging en ek besef, maar hierdie reaksie van my is nie reg nie. En ek kan vir die Here vra, Here, kom was my met u woord. Here, kom verander my hart. En hy doen dit deur sy woord. En dis hoekom sy woord vir ons belangrik is. Maar
dit dan vir 'n ander aand. So selfs met die woord sien ons dat Vader, Seun en Heilige Gees saamwerk. En dan was dit ook glad nie anders met my en jou redding nie. As ek en jy vanaand kan bely dat ons kinders van God is, moet ons weet, maar Vader en Seun en Heilige Gees was deel van die proses om my en jou 'n kind van God te maak. In Efesiërs 1 vers 4, 'n wonderlike vers staan daar, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons gekies om geheilig en onberisplik voor hom te wees. So God die enig het voor die skepping van die wêreld besluit dat ons syne sou wees. Hoe? Deur Jesus Christus. Met ander woorde, die kruis was 'n done deal, soos die Engelsman sê, voordat hy die fondasies van hierdie aarde gemaak het. Hy het presies geweet, daar was vir hom geen verrassing in die sondeval nie. Net soos wat ek en jy hom nie verras wanneer ons 'n verkeerde keuse maak nie. Hy het presies geweet wat kom. En nogtans het hy dit gekies. En daarom het hy toe reeds besluit, dit sou deur die bloed van sy seun, die kruis en die opstanding van sy seun wees, wat ek en jy kinders van God sou word. Die Vader het geroep. Dit sien ons in 2 Petrus 1 vers 10, wat praat van daardie roeping. Jesus het die transaksie wettiglik voltrek. Hy het dit wettig gemaak, deur die prys te betaal daarvoor. En die Heilige Gees is die uitvoerder, die realiseerder daarvan. Hy kom manifesteer dit wat die Vader vir my en jou gewil het, dat ons sy kinders moet wees, en wat Jesus bewerk het deur sy bloed. En dan kom die Heilige Gees, is eintlik vir my so mooi, die Bybel sê vir ons, hy het ons beseël met die Heilige Gees. Ons sou dit vir 'n kind kon verduidelik as, die Heilige Gees het die naam van God op ons kom skrywe. Dis wat dit beteken. Ek en jy dra die teken, die naam van God, deur die Heilige Gees. En as ons daai merk het, dan weet ons behoort aan die Here. Dis wat die Bybel sê. As ek weet, ek het die merk, dan weet ek gaan hemel toe. Die eienaarskap van die Vader is 'n bewys daarvan. Die Heilige Gees is 'n bewys van die eienaarskap van die Vader, dat hy hom sy naam kom skryf het op ons. En uiteindelik sou dit 'n baie mooi kriptiese opsomming kon gewees het van die opdrag van die Heilige Gees, want die Heilige Gees is die ene wat kom realiseer dit wat die Vader gewil het toe hy my geroep het en wat Jesus wettiglik voorbetaal het. Die Heilige Gees is die een wat my inlyf in die familie van God en boonop vorm na die familietrekke van God se besonderse familie. Ons gaan weer daaroor praat. So kom ons begin deur te kyk, wat het Jesus self van die Heilige Gees gesê? In Johannes 16 vers 8 sê hy, as hy, en dis nou die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van 3 dinge. Sonde, geregtigheid en oordeel. Julle sal sien ek het 'n naam van 'n persoon in hakies bygesit, want elke een van daai dinge word verteenwoordig deur 'n spesifieke persoon. In die eerste plek, hy sal ons oortuig van sonde, en julle sal sien, Adam is die persoon wat ons daarmee vereenselwig. Hoekom? Want elke een van ons, wat ooit gebore is na Adam, is ingebore in die familie, in die bloedlyn van Adam. Ons het deur sy bloedlyn, sy natuur en sy gewoontes en sy geneigthede geërf. Dit was die familietrekke. En ek weet nie van jou nie, maar as ek in my lewe kyk, dan sien ek Adam se familietrekke in my. En ek is gedurig besig om deur die Heilige Gees oorlog te maak teen daai familietrekke wat so graag weer in my lewe wil deurkom. En dis hoekom ons kan bely dat ons in sonde ontvang en gebore is. Hoekom? Want ons is gebore in die familie van Adam in. En daarom sê Romeine 3 vers 23 vir ons, almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Partykeer wil ons so by onsself dink, ons is sommer vies vir Adam en Eva. Weet julle hoekom is ek nie vir hulle vies nie? Want dan het die sondeval dalk by my gebeur. Want dit het net een persoon gekos om 'n verkeerde keuse te maak. En ons was verdoem gewees. Maar gelukkig kom die Heilige Gees ons nie net oortuig van sonde nie, maar hy kom getuig ons van sonde, want as ons nie besef dat ons sondaars is nie, kan ons nie tot bekering kom. Dit is baie belangrik vir hom
om ons te oortuig van sonde. Anderster is ons so selftevrede dat ons nie eers weet dat ons Jesus nodig het nie. Ek dink aan die verhaal wat ek gelees het, nou kan ek nie onthou watter boek dit was nie, maar dit was so sprekend geweest van die persoon wat in die vliegtuig langs een of ander prediker waarvan ek baie hou. Ek kan ongelukkig nie onthou wie nie, gesit het. En toe sê hy, maar hy het nog nooit gesondig nie, want die persoon probeer met hom praat oor Jesus en dat ken hy vir Jesus, hy sê nie, hy glo nie in hom nie. En toe sê hy, maar hy het nie vir Jesus nodig nie. Toe sê hy, het jy nog nooit gesondig nie? Nee, sê hy. Hy sê, was jy nooit ongehoorsaam aan jou ouers nie? Hy sê, nooit nie. Sê jy nog nooit iets gevat wat nie joune is nie? Hy sê, nee, ek het nog nooit iets gevat nie. Hy sê, het jy nog nooit 'n lelike gedagte gedink, of 'n lelike woord gesê nie? Nee, sê die ou. En hierdie prediker is vasbeslote om hierdie man te help verstaan dat hy 'n sondaar is. Hy sê, het jy die Here lief met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand? En die man sê, nee, want ek glo nie in hom nie. Hy sê, dan het jy die grootste en die eerste gebod gebreek. En as dit nie by Adam gebeur het nie, sou dit dalk by my gebeur het. Maar dis nie al waarvan hy ons kom oortuig nie. Hy kom oortuig ons ook van geregtigheid. En julle sal sien dat Jesus die persoon is wat geregtigheid verteenwoordig. Want geregtigheid beteken om regverdig te wees, om op die regte voet voor God te kan staan. Ek het vanoggend nogal daaroor gebid, terwyl ek met die Here gepraat het, hoe dankbaar is ek nie, want in myself sou ek dit nooit kon bely nie, maar ek en jy kan op grond van die bloed van Jesus, op grond van die geregtigheid van Jesus bely en aanvaar, en weer, dis die hartseerste ding as dit 'n Bybelse waarheid is, maar ons wil dit nie aanvaar nie. Ons kan dit nie aanvaar nie. Dat ons op die regte voet voor God staan. En daarom is ons welkom voor sy troon. Want ons is geregverdig in Jesus Christus. Ons is blaamloos en sonder skuld. Nie omdat ons nooit skuld gehad het nie, maar omdat daar met daai skuld gedeel is. Dit is afbetaal. Dit is volkome betaal. Dit is afgehandel. En ons staan in die regte verhouding met God op grond van die geregtigheid van Jesus Christus. En dis die werk van die Heilige Gees. Hy's gedurig besig om ons daarvan te oortuig dat ons geen geregtigheid in onsself het nie, want ons is in Adam gebore. Maar as ons wedergebore is, binne in die familie van Jesus in, dan het ons regverdigheid. Ons het die regverdigheid van Jesus Christus homself. En dan laastens kom getuig hy ons van oordeel, en daar sien ons dat Satan die persoon is, wat daardeur vergestald word, of wat daardeur verteenwoordig word. In Johannes 16 vers 11 sê Jesus dat Satan klaar veroordeel is. Met ander woorde, Jesus sê sy lot is vas en seker. Daar's niks wat hom kan red uit wat vir hom wag nie. En hulle sê mos, as die duiwel listig is, en hy pla jou die hele tyd, en hy wil jou die hele tyd herinner aan jou verlede, en wat jy gedoen het, en hoe onwaardig jy is, om jouself 'n kind van God te noem, dan herinner jy hom aan sy toekoms, want sy toekoms is vas en seker. Ons weet daar gaan 'n dag wees, en ek sê baie vir die Here, ek sien uit na daai dag, wat ons volgens die Bybel na hom gaan kyk, wanneer hy daar lê, 'n oorwonne vyand, reg vir die vuurpoel wat vir hom voorberei is. En ons gaan na hom kyk en sê, is dit die man? Is dit hy wat die nasies laat sidder het? Is dit hy wat ons almal so lastig omval het? Kyk hoe lyk hy nou. Die Bybel sê vir ons, daar gaan so 'n dag kom. Sy lot staan vas en seker, maar nie net syne nie, ook elke een saam met hom, wat nie die geregtigheid van Christus wou aanvaar nie, want onthou, ons het een van twee keuses. Ons kan voor God kom staan in die geregtigheid van Christus Jesus. En nie dat ek glo dat Petrus dit gaan doen nie, maar ons sê ons altyd, is Petrus daar vir jou wag by die poorte, en hy sê vir jou, hoekom moet ek jou inlaat? Wat gaan jy vir hom sê? Julle het dit sekerlik ook al gehoor, dan gaan ons vir hom sê, op grond van die geregtigheid van Christus, as hy vir mooi antwoord, kom in. Of ons gaan daar staan en sê, maar weet jy, ek was nie so sleg nie. Daar's baie mense slegter as ek.
Daar's baie mense wat baie erger dinge as ek gedoen het. Ek het altyd my ouers geëer en gerespekteer. Ek het daarom kerk toe gegaan, ek het daarom Bybel gelees, en geen een van daai dinge gaan vir God beïndruk nie, want dit is wanneer ons 'n eie geregtigheid probeer hê. En dit is 'n oxymoron, soos die Engelsman sê, daar bestaan nie so iets nie. Maar ek het net een van daai twee keuses, of my eie geregtigheid, en dan is Satan se oordeel myne, of die geregtigheid van Jesus Christus self, en dan mag ek in die hemel ingaan. Weereens by ons redding sien ons dat Vader, Seun en Heilige Gees saamwerk. Jesus is die redder wat die prys betaal het. En dan sê Jesus, maar niemand kan na hom toe kom as die Vader hom nie trek nie. So die Vader roep en die Vader trek na Jesus toe. Maar dan sê Jesus enkele verse later, sê hy, dit is die Gees wat lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. So dis die Heilige Gees wat oor my en jou ook gebroei het, net soos wat hy by die skepping oor die waters gebroei het, aktief besig was om uitvoering te gee, gestalte te gee aan dit wat Jesus gespreek het en die Vader gewil het. So het hy ook met my en jou gemaak. Hy het oor my en jou gebroei en hy het met my en jou gewerk en ons het dit nie eens geweet nie. Teen die tyd wat ons agtergekom het dat ons die Here nodig het hy al vir jare aan ons gewerk, sonder om op te hou, sonder om op te gee. Die wyse waarop ek en jy tot geloof gekom het, is vir my so mooi beskryf in 2 Korintiërs 4 vers 6, want Paulus vergelyk dit met die skepingsverhaal. Hy sê, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, dis met die skepping Genesis 1 wat ons gelees het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Wat 'n mooi gedagte. So, God het gesê, laat daar lig wees. Laat ek en jy insien, laat ek en jy verstaan. En dis die werk van die Heilige Gees om dan daai lig aan te skakel, en skielik maak alles sin. Dit waarteen ons beklei het vir so lank, dit wat ons nie wou aanvaar nie, dit wat vir ons sinneloos was, dit wat vir ons nonsens was, onsin was, want die Bybel sê, die wysheid van God is onsin vir die wêreld. Dit was vir my en jou totdat ons tot bekering gekom het, onsin gewees. Maar wanneer God sê, laat daar lig wees, hy spreek lig in my en jou siel en gees in, dan skakel die Heilige Gees die lig aan, en ewe skielik sien ons, en ewe skielik verstaan ons. Wat 'n mooi prentjie van die Heilige Gees as die uitvoerder, as die vinger van God wat daardie lig aanskakel. En dan eien ons die heerlikheid van die Vader in Jesus Christus. So die Heilige Gees is die een wat uiteindelik oor ons broei en wedergeboorte binne in ons bewerkstellig. Ons weet, Jesus verduidelik baie mooi vir Nikodemus in Johannes 3, dat dit 'n geestelike geboorte is. Want hy sê, wat uit vlees gebore is vlees. Wat uit gees gebore is gees. Hoekom sê Jesus, hoekom maak hy daai onderskeid? Want sien, Jode het gedink, bloot op grond van hulle Joodse tradisie, die feit dat hulle gebore is, hulle etnisiteit, die feit dat hulle Jode is genoeg om kinders van God te wees. En baie mense, ook in ons kultuur, dink, maar ons word outomaties gebore as kindertjies van God. En daarom, ek weet, ek praat ook so met kinders, maar ons moet baie versigtig wees, om nie vir kinders die verkeerde idee te gee en vir hulle te laat verstaan, maar jy is sommer maar net outomaties 'n kind van God nie. Daar moet iets baie daadwerklik met my en jou gebeur, voordat ons kinders van God is. Ons moet wedergebore word, want die fisiese geboorte kan ons nie in die hemel inbring nie. Ons het 'n geestelike geboorte nodig, 'n geboorte van bo af, anothen. Dit is die werk van die Heilige Gees. En hierdie werk hier binne in ons, waardeur ons geestelik gebore word, is so misterieus dat Jesus dit met die waai van die wind vergelyk. Dit was vir my aan die begin, voor ek dit verstaan het, so vreemd. Jesus praat oor hierdie geestelike geboorte, en dan ewe skielik praat Jesus oor die weer. En hy sê, die wind waai waar hy wil, maar ons weet nie waar hy vandaan kom nie, en ons weet nie waarheen hy heen gaan nie, en dan het ek altyd gedink, maar
waar val Jesus nou uit? Maar wat hy eintlik vir ons sê is, uiteindelik wanneer ons tot bekering kom, wanneer daai lig aangeskakel word, en ons besef, ons het die Here nodig, ons het 'n redder nodig, ons is verlore, en ons wil hom nou aanneem. Wanneer dit gebeur, is dit soos, ons sien die uitwerking van die wind, maar ons sien nie die wind nie. Ons weet nie wanneer dit gebeur nie. Ons weet nie hoe het goed in plek geval, hoe hy hierdie persoon gestuur het om hierdie ding te sê, hoe hy hierdie ding vir ons gewys het, hoe hy hierdie krisis gebruik het om ons nader te trek, hoe hy 'n goeie ding vir ons gedoen het, en ons gedink het, jene, maar dis nou toevallig, maar hy was die hele tyd besig om ons in te katrol, was die hele tyd besig met ons, en op 'n dag, ons weet nie waar dit vandaan kom nie, ons weet nie waarheen hy met ons op pad is nie, maar ons weet, ons het die Here nodig. Dis die misterieuse werk van die Heilige Gees by wedergeboorte. Hierdie proses van wedergeboorte, die hele proses, is die vingerafdrukke van die Heilige Gees wat met ons besig is. In Esegiel 36 vers 25 tot 26 staan dit so mooi, wat hy met ons doen tydens wedergeboorte. Dan sal ek skoon water op julle giet, met ander woorde, hy sal ons was, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Sien, ons besef dit nie altyd nie, maar ons is altyd besig om iets te aanbid. Ek gaan in die laaste sessie volgende Sondag, gaan ek daaroor ook praat. Eintlik dink ek gaan donderdag daaroor praat. Ons is altyd besig om iets te aanbid. Dis of God of iets anders. Daai iets anders kan iets so eenvoudig wees soos my eie liggaam, of my eie gemak, of my geld, of my kinders, of my kleinkinders, of my werk, of my titel, of my wat ook al. Enige iets anders, maar daar's altyd daar binne in my en jou hart, is daar 'n troon, en is daar 'n altaar. En daar word offers gebring vir die een wat op die altaar, of op die troon sit, op daai altaar word daar vir daai een 'n offer gebring. So, wanneer ons tot bekering kom, dan is dit nodig vir hom, om ons te reinig van al ons drekgode, daai klein afgooitjies. En partykeer loop ons al 'n lang pad met die Here, maar as ons baie eerlik moet wees, dan sit daar nog steeds klein afgooitjies daar binne in ons harte. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Aan die ander woorde, hy gaan ons 'n splinter nuwe mens maak. En ek sal die hart van klip, daai ongevoelige, liefdelose hart, uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Met ander woorde, die Heilige Gees gaan binne ons kom bly. Ons ontvang die inwonende Heilige Gees. En sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Met ander woorde, skoon water, hy was ons skoon van al ons sondes. En daarom word wedergeboorte, dis vir my een van die mooiste vertalings in die ou vertaling, spesifiek Titus 3 vers 5, wat hy praat van die wedergeboorte as die bad van wedergeboorte, want is in daai proses wanneer ons weer gebore word, wat ons gewas word, wat hy ons bad, en al die vuil, al die sonde van ons lewe afwas. 'n Nuwe hart en 'n nuwe gees in ons binneste, 'n splinte nuwe mens, sy inwonende Heilige Gees. En dan word ons sy tempel, en ons word die draers van die teenwoordigheid van die Allerhoogste. En dan kom hy en hy skryf sy wet op ons harte. Word ook beskryf as 'n besnydenis van die hart. In die Ou Testament was daar 'n besnydenis aan die vlees. In die Nuwe Testament is daar ook 'n besnydenis, maar dit is die besnydenis van die hart. Die hart dra nou die merk van God. En in daai proses, wanneer hy die hart kom besny, dan kom skryf hy sy wet op ons hart. En ons weet baie goed, as ons die Heilige Gees in ons het, dan weet ons baie goed as ons iets doen en dis nie reg nie. Niemand hoef dit vir ons te sê nie, ek hoef nie vir iemand te sê, hoorie, gee my gou 'n Bybel, ek wil net gou kyk. Ek wil nou net gou hierdie kinderstorie vertel, gee my net gou 'n oomblik, ek net gou blaai. Chips, nee, okay, ek mag nie. Ons hoef nie. Ons weet baie goed.
Ja, as ons daai ongemakkie kry en ons ignoreer daai ongemak, dan stomp hy af, ons gaan daaroor ook praat hierdie week. Maar ons weet baie goed, as iets nie reg is nie. Hoekom weet ons dit? Want die inwonende Heilige Gees het die wet van God op ons harte geskryf. En ons hoef nie die 10 gebooie elke oggend te memoriseer om te weet hoe ons vandag moet leef nie. Ons weet, wanneer ek op die punt staan om my meer te verloor, dat die Here vir my sê, stadig, oppas, wie verteenwoordig jy? In daai oomblik wat ek 'n lelike ding wil sê, wat ek liefdeloos wil optree, dan sê hy vir my, stadig, oppas. Wie se naam dra jy? Wie verteenwoordig jy nou? En as ons luister daarvoor, word ons so sensitief daarvoor, dat hy het nog skaars in ons rigting gekyk, en weet ons al, stop, sommer maar net hierso. Want daar's 'n wet in ons hart geskryf. Maar hy skryf nie net 'n wet in ons harte nie. Hy sê hy stel ons in staat om daai wet te gehoorsaam. Wat sou dit ons gehelp het? As ons die wet gehaat het, maar ons kon dit nie gehoorsaam nie. Die Heilige Gees stel ons in staat om te doen wat ek en jy self nooit sou kon doen nie. En so transformeer hy ons, maak hy ons splinternuut, maar hy begin van die binnekant af en hy werk buite toe. En hy werk met 'n baie spesifieke plan en met 'n baie spesifieke doel voor oë. Want hy wil die familietrekke in ons sigbaar maak. Dis vir my die lekkerste ding onder die son. As mense vir my vertel, maar hulle kan sien my kinders is broers en susters. Weet ek, die familietrekke is, daar ek's baie trots op hulle. Of hulle Heinrichsene is en of hulle myne is, dis ons familie. Ek hou daarvan as hulle dit kan sien. Ek kan onthou dat ek een keer in 'n winkel was, hier in Port Elizabeth, my suster bly in George, en julle ken haar, baie van julle ken haar, en sien haar, want sy en Christo kom gereeld saam met ons kerk toe as hulle hier kuier. Ek het een keer in 'n winkelsentrum in Port Elizabeth geloop, en 'n wildvreemde vrou het na my toe gekom. Sy sê, my skus tog, was jy nie dalk Linda se suster nie? Want sy het die familietrek gesien. So, die Here soek ook die familietrek op ons. Hy soek die familietrekke van sy lieflingsseun, sy oudste seun, die een wat in sy boesem is, die een wat in sy hart is. En so is die Heilige Gees met my en jou besig, en hy buitel alles weg van my en jou af, wat nie lyk soos sy seun nie. En hy werk geduldig met die grootste toewyding, stukkie vir stukkie, en dan werk ons teen hom aan, dan wag hy weer. Geduldig, totdat ons weer toegee. Ons gaan weer praat oor die toegee, dat hy kan buitel, dat hy kan werk, dat hy kan vorm. En dan dink ons, daai proses is om ons seer te maak. Nee. Dis sodat ek en jy al hoe mooier en mooier vir hom word. Want ons lyk al hoe meer soos sy seun. Romeine 8 vers 29 sê, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, waarvan hy die eerste is. En hulle lyk almal dieselfde, sê die vertaling van Liesel Alberts. Hierdie proses waar hy besig is om weg te buitel, sodat Jesus meer en meer kan gestalte aanneem binne in ons, is die proses heiligmaking. Dis daai proses waar binne hy stukkie vir stukkie al die laagies afhaal wat nie soos Jesus lyk nie. Jack Stiles het 'n boek geskryf oor die Heilige Gees, en hy sê die volgende: Certainly there is something far more important than just to get eternal life. Partykeer is dit al waarop ons fokus. Dankie tog. Joe. Ek het dit gemaak. Ek is 'n kind van die Here, ek weet dit. So ek gaan hemel toe. Maar dis die beginpunt, dis nie die eindpunt nie. Daar's baie meer as dit dan sê. And that is that we should fully honor him who loved us and gave himself for us. How should we honor him? By being like him. Dis die grootste eer wat ons vir Jesus kan bring. Is om hom te demonstreer, om op te tree soos hy, om te wees soos hy, sodat ander kyk en vir ons ook kan sê in die winkel, hoorie so, jy lyk aan vir my baie bekend, is jy nie familie van Jesus nie? Net soos wat hulle vir my gevra het oor my suster. Die grootste eer wat ons vir Jesus kan bring,
is om te wees soos hy, te word soos hy, te leef soos hy, te klink soos hy, te dink soos hy. So die proses waardeur die nuwe mens in Christus leer om te leef soos die nuwe mens. Hy is nie net 'n nuwe mens nie, maar hy leef soos 'n nuwe mens. Dis deel van heiligmaking. En soos ek net al gesê het, wat is ons bydra om oor te gee? Want sien, ons kan daai proses weerstaan. En dan kry ons geestelike babas wat al 30 en 40 en 50 en 60 en 70 jaar oud is. Hulle is al 'n kind van die Here, hulle lewe lank. Maar eintlik as ons van naderby kyk, dan sien ons hulle is nog steeds babas in die geloof, dra nog steeds boeties. Kan nog steeds nie vaste kos eet nie, drink nog steeds melkies. Want hulle het nooit geleer om te leef en te dink as die nuwe mens, wat hulle deur die Heilige Gees gemaak is nie, want hulle weerstaan hom. Ons het nodig om oor te gee. Hy dwing homself op niemand af nie. Hy vra ons samewerking. So die eerste stap in hierdie leef as 'n nuwe mens is om te begin dink soos 'n nuwe mens. Want as ek dink soos die ou mens, gaan ek doen soos die ou mens. Die twee loop saam. Dit wat hoe ek dink, dit wat ek in my hart voorneem, dis wat ek gaan manifesteer, dis hoe ek gaan wees, dis hoe ek gaan optree. En ons vyand weet dit. Hoekom dink julle het Joyce Meyer 'n boek geskryf, en ek weet daar's baie sulke boeke, The Battlefield of the Mind. Want die duiwel weet as hy in ons gedagtes ons kan oortuig van iets, dan gaan ons dit manifesteer. As hy nie wil hê dat ons moet lyk soos Jesus nie, dan moet hy net vir jou vertel jy's 'n wurm. Of soos in die voorbeeld wat ek het, jy's 'n hoender. Hoekom? 'n Arend wat oortuig is dat hy 'n hoender is, sal skrop saam met die hoenders, soos 'n hoender, in plaas daarvan om te sweef soos 'n arend. As hy my en jou kan oortuig daarvan, gaan ons nie eers probeer nie. Ons gaan dink, ons hoort maar hierso, ons skrop maar hier en soek 'n mieliepit. Dis presies die plan van die vyand. As ons kan oortuig in ons gedagtes, dat ons nie leef in hierdie nuwe identiteit nie, dan gaan ons dink soos die ou mens, en ons gaan optree soos die ou mens. So dis hoekom die aanvalle van die vyand primêr hier in die gedagtes is. En dit is hoekom Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 23 sê, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Die nuwe gees is nie ons werk nie. Dit gee die Heilige Gees vir ons, maar die gedagtes, dis die Here wat dit verander, maar ons moet leer om die nuwe gedagtes te dink en die ou gedagtes vas te vat. Romeine 12 vers 2 sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis weer eens laat, dis God wat dit doen, maar ek het 'n aandeel. Ek moet hom toelaat om dit vir my te doen. So kom ons kyk gou-gou ten slotte, waar en hoe laat die Heilige Gees ons nie dink. In die eerste plek laat hy ons nie dink oor Jesus self. In Johannes 14 vers 26 sê Jesus, die Heilige Gees sal ons alles leer en ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Hy is gedurig besig om my en jou geestelike oë te fokus na Jesus, om na Jesus te kyk, om te fokus op die afgehandelde volmaakte werk van Jesus Christus aan die kruis. Besig om ons weg te draai van onsself en ons eie onreinheid en al die plekke waar ons gefaal het, en ag sies tog sy my arme ek, en as ander mense my net ook so jammer kan kry, soos wat ek myself kry. Hy is altyd besig om ons oë weg van ons af te draai en op Jesus te fokus en op Jesus se afgehandelde, volkome werk aan die kruis. Want daar's 'n geestelike wet wat sê, we become what we behold. Baie belangrik, we become what we behold. Met ander woorde, ons weerspieël dit waarop ons gefokus is. Dis hoekom as ek net kan dink aan ellende en swaar kry en moeg en moedeloos en afgemat en shame en sies tog, dan is dit wat by my mond gaan uitkom en dit gaan wees wie ek is. Maar dis nie wat ek bestem is om te wees nie. So die Heilige Gees is die hele tyd besig om te sê nee, draai om, kyk uit, fokus op Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus,
gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Ons word al hoe meer soos Jesus, ons lyk al hoe meer soos hy. Dit doen die Here wat die Gees is. Met ander woorde, dis die Heilige Gees se werk. So hy's die hele tyd besig om ons die heerlikheid van Jesus te laat sien, sodat ons daai heerlikheid kan weerspieël. En hy weerspieël altyd die heerlikheid van Jesus en hy fokus ons altyd op die heerlikheid van Jesus. In Johannes 16 vers 14 staan daar ook dat hy sal vir my verheerlik, sê Jesus. So die Heilige Gees is altyd besig om vir Jesus te verheerlik. En dit is 'n baie belangrike vraag om vir myself af te vra. Maar as ek nou hierdie storie vir mense vertel, wie gaan nou in hierdie storie verheerlik word? Ek, die probleem, of Jesus homself? Want sien, partykeer, ek hou altyd daarvan, ek is mal oor Bill Johnson, julle weet dit, maar hy sal altyd sê, as ons tog net kan ophou om so beïndruk met ons probleme te wees, dan kan ons dalk bietjie meer beïndruk wees met die groot Here wat ons dien. Dink julle nie ook dit sou 'n wyse skuif gewees het, as ons 'n slag meer beïndruk was op die groot Here wat ons dien as die groot probleme waarmee ons worstel nie. So ek moet myself afvra, wie word verheerlik as ek hieroor praat? Wie word verheerlik as ek hierdie ding vertel? Want sien, die vyand sal baie graag wil hê dat ek en jy die eer vir onsself moet vat as dit 'n goeie storie is. Die Satan vlei graag die ego. Hoekom? Want die ego is deel van my vlees. En dit lok my terug in die vleeslikheid van die ou mens wat ek eers was. En die oomblik wat my hoop op myself is, dan is ek eintlik hopeloos en hulpeloos. So die Heilige Gees is altyd besig om my te fokus op Jesus, want Jesus is my hoop. Hy is die antwoord en hy is die ene in wie my bemoediging lê en wat vir my hoop en nuwe lewe gee. Die Heilige Gees leer ons ook om in Jesus te bly. 1 Johannes 2 vers 24 en 27 sê, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die waarheid bly. So hy is altyd besig om ons gegrondves en geanker te hou in Jesus. En dan kom ons weer terug na daai mooi prentjie waar Paulus so mooi beskryf dat eintlik kyk ek en jy in 'n spieël, maar wat na ons toe terugreflekteer is Jesus homself. En hoe dieper ek in die spieelbeeld van Jesus inkyk, hoe meer lyk ek soos daai prentjie. Dit bly vir my 'n misterieuse ding, maar dis is wat Paulus dit verduidelik. Hoe dieper ek in die oë van Jesus in daai spieël inkyk, hoe meer word ek verander en lyk ek soos daai prentjie, en dan sien ek al hoe meer van dit terugreflekteer na my toe. Die Heilige Gees leer my ook om nie te dink oor die Vader. Hy leer my oor die hart van die Vader. Ons het baie wanpersepsies oor die Vader, deels omdat aardse vaders, net soos aardse moeders, onvolmaak is. Maar die Heilige Gees is gedurig besig om ons te oortuig van die ware hart van die Vader, die karakter van die Vader, om die verkeerde persepsies reg te stel en die liefde van die Vader 'n realiteit in my en jou hart te maak. Daar's geweldige bevryding en genesing binne in die liefde van die Vader. En ek het alself gesien met mense met wie ek gewerk het, dat uiteindelik, as ons geanker is in die liefde van die Vader, het ons identiteit. As ons nie die liefde van die Vader ken nie, dan weet ons uiteindelik nie, ek weet nie hoekom nie, maar dis soos wat dit werk, ek het dit keer op keer gesien. As ons nie geanker is in die liefde van die Vader nie, dan weet ons geestelik nie wie ons is nie. Daar's geweldige restaurasie wat plaasvind wanneer ons uiteindelik, wanneer ons oë oopgaan vir die onvoorwaardelike liefde van die Vader vir ons. Dan, en ek beloof ek is amper klaar,
laat die Heilige Gees ons ook met nuwe oë na onsself kyk, want hy vestig ons in ons ware identiteit as geliefde kinders van die Hemelse Vader. In 1 Johannes 3 vers 1 skryf Johannes, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. Die Heilige Gees is die ene wat my leer dat ek werklik 'n kind van God is. En omdat ek 'n kind van God is ek ook 'n erfgenaam van God. Galasiërs 4 vers 6 tot 7 sê, en omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. Die Gees van sy Seun is die Heilige Gees. Ons gaan weer daaroor praat dat die Heilige Gees, ons het gister gesê, lyk vir ons of klink vir ons soos 'n vreemdeling. Maar die Bybel praat van die Heilige Gees as die Gees van Christus en die Gees van die Vader. So die Gees van Christus binne in ons roep in ons binneste uit, Abba, dit beteken Vader. Jy's dus nie meer 'n slaaf nie. Ons werk nie meer nie. Wat doen 'n slaaf? Hy werk vir goedkeuring en hy werk vir 'n beloning. 'n Seun werk nie vir goedkeuring nie. Hy geniet die goedkeuring van sy Vader. Hy werk om te dien in liefde. Dis die verskil. Ek en jy is nie slawe nie. Ek en jy werk nie om beloon te word deur die Vader nie. Ek en jy werk omdat ons geliefde kinders het wat genot vind daarin om die Vader te behaag. Omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Wat is ons erfporsie? En ons deel nou al reeds daarin. Efesiërs 1 vers 3 sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Weet julle wat maak hierdie erfporsie vir my besonder? Hierdie erfporsie is dit wat Jesus toekom. Al die seëninge in die hemel. Die erfporsie is bestem gewees, is bedoel gewees vir Jesus. Dit kom net hom toe. En toe besluit die Vader, maar hy gee dit ook vir ons. En Jesus deel vrywilliglik sy erfporsie met my en jou. En alles wat daar in die hemel is ook myne en joune. Erfgename, omdat ons geliefde kinders is. En wanneer ons dit verstaan en ons besef, maar ons kyk nou met nuwe oë na onsself en ons is nie wurms nie. Ons is kinders, geliefde kinders van die Vader, erfgename saam met Christus. Dan kyk ons ook absoluut onwillekeurig met nuwe oë na die mense rondom ons. Want sien, as ek en jy verstaan hoeveel genade die Here aan my en jou bewys het, deur al ons nonsens te vergewe en af te skryf asof dit nooit gebeur het nie, dan is ek minder gretig om geregtigheid te eis en iemand te straf vir wat hy aan my gedoen het. Ek het meer genade verander as ek besef hoeveel genade daar vir my gegee is en hoeveel ek nodig gehad het. Ek is meer bereid om te vergewe as ek besef hoeveel die Vader my vergeef het. En as ek bewus is van hoe lief die Here my het, is dit ook vir my makliker om ander lief te hê. En hoe liewer ek die Vader self het, hoe liewer kry ek dit en hulle vir wie hy gemaak het. Want sien, dit is nie vir my lekker om iemand te kritiseer of sleg te sê of bespotlik te maak as daardie persoon na die beeld van die Here geskape is nie. Ek hou eintlik glad nie van grappies oor hoe iemand lyk nie. Ek hou eintlik regtig voor die liewe Vader niks daarvan nie. Want daai persoon het nie vir homself gekies wat se tone hy wou gehad het en wat se ore hy wou gehad het en wat se neus hy wou gehad het nie. Maar die Here het na daai persoon gekyk en die Here het hom gemaak of haar gemaak. En die beeld van die Here is opgesluit in daai persoon. En as ek dit besef en ek het die maker lief, dan is ek nie gretig om te kritiseer en liefdeloos op te tree en lelike goeders vir iemand te sê of van iemand te sê nie. Want daardie persoon is ook na die beeld van God geskape. En binne in daai persoon is daar iets van my beminde Here Jesus Christus. Dan kies ek om eerder te bid vir die persoon wat my so vies maak. Daai persoon wat die wêreld en die lewe vir my so moeilik maak. Dan bid ek dat die Heilige Gees vir daai persoon sal doen wat hy vir my gedoen het.
Want die enigste rede hoekom ek die Here ken, is omdat die Heilige Gees my die hof gemaak het, oor my gebroei het, my nader getrek het, die lig aangeskakel het, dat ek geweet het, ek is 'n verlore sondaar, ek was dan so selftevrede, ek sou nie eens geweet het, ek het die Here nodig nie. Dan bid ek dat hy dit vir hierdie persoon ook sal doen, want hy het dit vir my gedoen. Die Heilige Gees is konstant besig met my en jou, en hy gee nooit op my en jou nie. Hy het ons onvoorwaardelik lief, ten spyte van, ek hou van daai soort liefde, die ten spyte van liefde. Ek en jy hoef nie te perform vir daai liefde nie. Ek en jy hoef nie eers iets te bereik nie, eers iets te doen om daai liefde te kan hê nie. Dis 'n ten spyte van liefde. Hy geniet my en jou geselskap. Het jy al ooit daaraan gedink? By alle mense vir wie ek lief is, kan ek selfs my kinders, ek's mal daaroor om by my kinders te gaan kuier, maar ek weet na 'n week moet mamma my huis toe kom, want die kinders het 'n lewe van hulle eie. Maar die Heilige Gees kan nooit genoeg van ons kry nie. Ons overstay nooit ons welkom by hom nie. Is altyd besig om nog van jou te soek. En dan maak hy ons baie keer in die nag wakker, en al wat ons wil doen is ons wil slaap, en ons sug, en ons draai om, en ons kan nie verstaan hoekom is ons so slapeloos nie. En eintlik wou hy net weer 'n bietjie in jou hart met jou gepraat het. En hy wou jou genooi het om met hom te fellowship. Môre fokus ons spesifiek op die hart, die karakter en die persoonlikheid van die Heilige Gees. En dan gaan ons hom van naderby bekyk. So kom ons staan, en dan bid ek vir ons. Maar ek wil jou uitdaag, gaan huis toe. En as dit jou begeerte is, soos wat dit my begeerte is, vra die Heilige Gees. Heilige Gees, open my oë, dat ek u hart kan sien, soos wat u werklik is. Open my oë om Jesus te sien, en die Vader, en te verstaan hoe hulle oor my voel, en kom fellowship met my. Here Jesus, baie dankie vir die onuitspreeklike gawe van die Heilige Gees. Hy wat gekom het om te bly, en nooit weer van ons af weg te gaan nie. Heilige Gees, vanaand wil ek u vereer, en vir u dankie sê, vir u onvoorwaardelike liefde, vir u eindelose geduld, dat u nooit opgee op ons nie, dat u gedurig besig is om te broei oor ons, om te werk met ons, om ons te vorm, om ons nader te trek, om ons van gedagte te laat verander, wanneer ons verkeerde persepsies het, om die leuns van die vyand uit te wis, om ons voete te anker en te vestig in ons nuwe identiteit in Christus, altyd besig is om ons oë op Jesus self te vestig. Heilige Gees, vergewe ons, dat ons so dikwels u ignoreer. Wanneer u ons ongemaklik maak oor iets, ons u stem in ons binneste stil maak. Vergewe ons, Here, dat ons so dikwels nie aan u steur nie. Maak ons sensitief vir u stem. Help ons, Heilige Gees, om in fellowship met u te lewe. Ons het u baie lief, Here. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek kom seën julle vanaand weer opnuut met die wonderlike woorde van Paulus, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons wonderlike hemelse Vader van God, en die gemeenskap, die fellowship, die intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees, is met jou, en sal met jou wees tot in alle ewigheid. Gaan leef die realiteit daarvan. In Jesus se naam, amen.